Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. As julle mooi na die kerk almanak gekyk het, sal julle sien ons is vandag in die eerste week van Koninkrykstyd. En die eerste week van Koninkrykstyd is altyd drie eenheid Sondag. So kom ons bid tot die drie enige Here en kom ons vra vandag om 'n nuwe stukkie insig te kry oor hoe ongelooflik die Here is en hoe dit is om die Here se skepsels te wees. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Here, dit is vir ons so 'n oorweldigende gevoel om elke dag die skepper van alles wat bestaan te kan ken. Ons is so in 'n geweldige bevoorregte posisie om 'n pad met U, die drie enige Here, die enigste God, te loop. Ons vra daarom nou dat U 'n stukkie van ons sal herskep, dat U 'n stukkie in ons sal nuut maak vandag, waar ons oor U groot dade lees. Amen. Vandag lees ons Genesis hoofstuk 1. Dit is dan baie maklik om te kry in die Bybel, dis die eerste bladsy. As jy nou verby die indeks en al die erkennings geblaai het. Maar Genesis 1 en ons lees vandag vers 1 tot vers 31. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en donkerte was oor die oerwater. Maar die Gees van God het oor die water gesweef, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat dit goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem, en die donker het hy nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. God het gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen water en water. God het die gewelf gemaak, en hy het die water wat onder die gewelf was geskei van die water wat bo die gewelf was. Dit het toe so gebeur. God het die gewelf hemel genoem, en dit was aand en dit was oggend, 'n tweede dag. God het gesê, laat die water wat onder die hemel is op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. Dit het toe so gebeur. God het die droë grond land genoem en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, die land moet groen plante laat uitspruit, gewasse wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte waarin hulle saad is. Dit het toe so gebeur. Die land het toe groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen se aard, en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. En dit was aand en dit was oggend, 'n derde dag. God het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf, om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye en vir dae en jare. Hulle moet daar wees as ligte aan die hemelgewelf, om lig te gee op die aarde. Dit het toe so gebeur. God het die twee groot ligte gemaak. Die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, en ook die sterre. God het hulle aan die hemelgewelf geplaas, om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en die nag, en om skeiding te maak tussen lig en die donker. God het gesien dat dit goed is, en dit was aand en dit was oggend, 'n vierde dag. God het gesê, laat die water wemel met lewende wesens, en laat voëls oor die aarde vlieg langs die hemelgewelf. God het volgens hulle aard die groot seediere geskep, en al die lewende wesens wat rondbeweeg, waarvan die water wemel, en alle vleiende voëls, volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, word meer en vul die water in die see, en laat die voëls meer word op die land. En dit was aand en dit was oggend, 'n vyfde dag. God het gesê, laat die land lewende wesens voortbring volgens elkeen se aard. Maak diere, kruipende diere en wilde diere van die land, volgens elkeen se aard. Dit het toe so gebeur. God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens elkeen se aard, die makdiere volgens elkeen se aard, en al die diere wat op die grond kruip volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is.
God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere, en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is, en al die bome waaraan daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien, en vir al die diere van die aarde, en vir al die voëls van die hemel, en alles wat rondbeweeg op die aarde waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed. En dit was aand en dit was oggend, die 6de dag. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor, en ook daaraan gehoor gee. Julle, ek dink ek het 'n probleem, 'n kompulsie. Tot vandag toe, as iemand vra waar kom hy of sy vandaan, dan voel ek moet sê FNB. Wie ken die advertensie? Ten minste 20 jaar gelede was daar 'n advertensie met 'n losskakel wat aanhou miskop. Elke bal trek ver links van die pale verby. Daar hol 'n oompie op met 'n emmer sand. Eerder as wat die skopper die sand gebruik om die bal te plaas, vat hy dit in sy regterhand vas, en dan klits hy die bal suiwer oor. Die afrigter vra, waar kom hy vandaan? En die antwoord is dan, Eerste Nasionale Bank, hoe kan ons help? Elke keer. Waar kom ons vandaan? Dis 'n vraag wat mense vandag nog vir mekaar vra. As ons 'n nuwe gesiggie raakloop in die winkel, dan vra ons dit. As iemand onbekend by die wildsfees aangesuiker kom, dan wil ons weet. Nuwe intrekkers is soos kokain vir predikante. Ek vra dit vir die vreemdes by die erediens. Dit help ons om ons storie te vertel, en dit help ons om mekaar te leer ken. Maar mense vra al van voor ons tyd af, waar die mens vandaan kom, om mee te begin. Voor die Renaissans was wetenskap, politiek en geloof dikwels maar een en dieselfde. God het die koning aangestel, God gee die wetgewing, en die Bybel is ons enigste wetenskaplike handboek. Baie mense sal sê dit was 'n eenvoudiger tyd, maar hulle is dalk reg. Maar wat daardie mense vergeet is dat die Bybel nog nooit die enigste boek was nie. Voor die Koran, voor die Rigveda, was daar ook ander boeke. Een van die boeke was die Enuma Elish, die godsdienstige geskrif van Babylonië. Nog so 'n geskrif was die gedig oor Gilgamesh, die Assiriërs se skepingsverhaal. As jy ooit vir Abraham sou vra wie die wêreld gemaak het, sou hy natuurlik sê, dit was God gewees. Jakob, Moses, Samuel en Dawid sou almal dieselfde antwoord gee. Natuurlik het God die wêreld gemaak. Wie dan nou anders? Die gedagte dat God alles gemaak het, is oorgedra van geslag tot geslag. Israel se geskiedenis was bewaar deur priesters en oudstes wat die stories herhaal het. En dit was ook alle geskiedenis behoue gebly het in 'n redelik ongeletterde wêreld. Die behoefte om die ou stories neer te skryf het eers gekom toe daardie stories uitgedaag was. Die Kanaaniete het gekom met hulle wette, so Israel moet ook hulle eie wette skryf. Assirië en Babylonië het hulle eie skepingsverhale, so Israel en Juda moes hulle sin vasmaak. Dit was nie meer genoeg om net die storie oor te vertel nie, want daar was nou 'n klomp ander stemme gewees. Om te keer dat die storie van Israel wegval, in Babylonië sin, moes hulle skryf. Voor die ballingskappe het Abraham en sy nageslag God beskou as die sterkste van die gode. Tydens die ballingskap het Ephraim en ook Juda besef, maar daar is net een God, die res is nikse. Die godsdienste van Kanaan en later Assirië en Babylonië het 'n klomp gode. Hierdie God is in beheer hiervan, daardie een van ietsie anders. Ons God, sê die mense van Juda, het geen perke nie.
Ons God het alles gemaak, selfs die lande Kanaan, Assirië en Babylonië. Selfs die klippe, die hout en die metale waarvan julle afgodsbeelde gemaak is, het ons Here gemaak. Meeste van die prehistoriese skepingsverhale het ook 'n stryd tussen die gode. Die kinders van Abraham het nog altyd net geglo daar is een almagtige God. Hierdie God is so groot dat wat God sê en doen in die meervoud uitgedruk moet word. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Daar's geen stryd nie, geen gearmdruk nie, geen monster wat eers moet verslaan word nie. God praat en dit gebeur. Uit die duister en die chaos besluit God, dit is hoe dit is en dan gebeur dit net. So waar kom ons vandaan? Ons is gemaak deur die absolute meester en skepper van alles wat ooit bestaan. Nou kom daar 'n haakplek in hoe ons die geskiedenis van hierdie skepingsverhaal gelees het. Sê vir mekaar as julle dink julle weet. Hoekom volgens vers 26 het God besluit om die mens te maak? Ek lees weer vir ons 26. God het gesê, laat ons die mense maak na ons beeld, ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. Volgens die skepingsverhaal, wat is die mens se werk ten opsigte van die skepping? Ons werk is om te heers. God het perde en beeste baie groter en sterker as ons geskep, maar ons boer tog met hulle. Leeu's, renosters en olifante is nog groter en nog sterker, maar ons beveilig hulle in wildtuine. Sedert die donker eeue al, is die beskawing relatief onverhinderd deur wilde diere, want God het mense ongeëwenaarde breinkrag gegee. Daar word vandag baie meer kinders volwassenes as 200 jaar gelede. Wiegedood, hongersnood en kindersiektes het mense verskriklik afgemaai. Maar ons mediese sorg en tegnologie is die beste wat dit nog ooit was. Natuurlik is dit 'n goeie verskynsel. Maar meer mense raak groot en die groot mense raak ouer. So ons het meer en meer ruimte nodig. So ons dorpe en stede raak meer en groter. En dis ook nie net dat ons die natuur gebruik om in te woon nie, ons maak ook wins daardeur. Meestal in Suid-Amerika en Afrika verloor ons elke dag nog 'n bietjie reënwoud. Dit moet plek maak vir landbou, behuising en industrie. 'n Area van ongeveer 100 meter by 50 meter word per minuut verwoes. Dis 'n rugbyveld. Nie elke jaar nie, nie elke dag nie, elke minuut. Waar kom die hakplek in? Baie van die leiers van die industriële revolusie was Christelik gewees. Hoe toegewyd hulle was, weet ons nie noodwendig nie, maar hulle het Genesis 1 geken as kinders. En ons het baie gekonsentreer op die heersgedeelte, maar baie min op die verteenwoordiger. In die Enuma Elish, waarvan ons net nou gepraat het, die Babyloniese teks, weet julle wat gebeur daarso? Marduk, die hoofafgod van Babylonië, maak die mense uit die bloed van 'n ander afgod, Kingu. Marduk maak die mense om die aarde te bewerk namens die gode. Hulle wil dit nie doen nie, so hulle laat die mense dit doen. Mense is as dit ware as slawe gemaak om te werk. Wat sê Genesis? God sê, kyk hoe mooi en goed is alles wat ons gemaak het. Kom ons maak nou iemand soos ons, wat mooi daarna kan kyk. God maak ons met ander woorde, met sorg en met liefde, en kyk na ons met sorg en liefde. As ons dan God se verteenwoordigers is, moet ons na die skepping kyk. Kyk ons dan daar soos Marduk, iets wat vir ons eie plesier bestaan, of kyk ons daarna soos die Here, as iets wat mooi is en wat opgepas moet word. Dis nie Genesis 1 se skuld dat mense die skepping vernuweer nie. Ons was net so behept met die onderwerp van die heers, dat ons vergeet het maar hoe heers God. En ons weet of God koester, God help, en as ons God se gestuurdes is, dan regeer ons op die Here se manier. So waar kom ons nog vandaan? God het mense gemaak om te regeer oor die aarde,
maar soos wat God regeer, nie mense nie. Vandag is 3-eenheid Sondag, en ek het besluit om vandag nie vir ons 'n kategese preek voor te berei nie, want dit is bloot te lank. Ons kan vir ure en ure gesels oor die beelde wat ons ken om die 3-eenheid te verduidelik en hoekom dit tekort skiet. Ons sny vandag koek reguit na die belangrike goed. Die Katolieke Kerk is baie lief vir die taal Latyn, so Katolieke teologie bevat dikwels baie daarvan. Vir eeue en eeue was die heersende beeld van die mens een van wat hulle noem imago Dei. Dit beteken beeld van God. Ons is in die beeld van God gemaak en dit dra sekere implikasies. Menseregte wêreldwyd is verander deur die gedagte van imago Dei. Ek kan nie iemand wat nes ek in God se beeld gemaak is as eiendom besit nie. Dis die lank en die kort van hoekom slawerny beëindig is. Daar is vandag wêreldwyd internasionale wette wat oorlog betref. Selfs al wil ons mekaar oorwin, gaan ek nie jou skole en jou hospitale aanval nie, ek gaan nie jou watervoorraad vergiftig nie, en ek gaan nie doelbewus jou mediese personeel vermoor nie, want jy is ook in die beeld van God gemaak. Om in die beeld van God gemaak te wees, ontkoppel ons waarde van ons eie prestasies en ons eie optrede. Dit beteken dat ons altyd die moeite werd is. Ons is altyd belangrik, want God ag dit so. Toe in die 20ste eeu was daar 2 Katolieke teoloë, Lonergan en von Balthasar. Bernard Lonergan was 'n Kanadees en Hans von Balthasar van Switserland. Hulle het al hoe meer begin werk met die konsep van imago trinitatis. Ons is nie net in die beeld van God geskep nie, maar in die beeld van die drie-enige God. Selfs voordat die mens gemaak is, was God reeds in verhouding. Teoloë het vir jare gewys na die Gees wat oor die water sweef as die Heilige Gees. Die Johannes Evangelie trek ook die verband tussen die woord wat God mee skep en Jesus. So al beskou ons God die skepper as die een hoofsaaklik wat maak, verlosser en trooster is ook daar. Ons sou selfs kon sê God se liefde is so baie. Dis die rede vir die skepping. God maak die skepping om voor lief te wees. Ons is gemaak nie net sodat ons vir die Here kan lief wees nie, maar ook die Here vir ons. Soos wat die 3 persone van God mekaar liefhet, word ons ingenooi in hierdie verhouding. Die liefde van God spoel oor na ons en uiteindelik ook na ander mense en ander skepsels. Die evangelies bevestig ons band met die Here sowel as met mekaar. Want nou dat Jesus ons regverdigheid en ons sonde weg is, het ons 'n beter verhouding met God. Deur Jesus word ons nie net mense nie, maar verloste mense gemaak. Verder, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees, leer ons hoe om in hierdie verhouding te lewe. So waar kom ons vandaan? Ons kom van die drie-enige God af, in wie se beeld ons gemaak is. Dis nie net 'n beeld wat kosbaar en belangrik is nie, maar ook van een in verhouding. As ons terugkyk na die skepping in Genesis 1, dan kan ons ook sê waar ons vandaan kom. Ons kom van God af, die skepper van die hemel en die aarde. Ons kom van God af, wat ons met liefde skep, om met liefde na die wêreld te kyk. Ons kom van God af, wat ons liefhet, en vir wie ons ook lief is. Ons kom van die drie-enige Here af. Amen. Ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons besef vandag opnuut weer, U is so groot. En U is so wonderlik en goed. Ons sal U nooit met menslike taal kan verduidelik nie. Maar ons is so bly dat ons U nogtans kan ken en dat U in ons genoeg belangstel, klein soos wat ons is, om ons ook te ken. Ons bid vandag dat U ons wêreld en ons wêreldleiers sal lei om mooi na die skepping te kyk en om mooi na mekaar te kyk. Want almal is in U beeld
gemaak, U beeld in verhouding. Help ons om met liefde te lewe, soos wat U die verhouding ook vereis. En help ons om waardige heersers oor dit wat U gemaak het om lief te hê, te wees.